Ons onderwerp, 'n lang kleed of klere van Bokhaar. Ons lees in Markus 1 dat Johannes, alhoewel hy die eerste groot profeet in 400 jaar was, as boodskapper opgetree het vir die grootste profeet wat sou kom, naamlik Jesus Christus. 'n Profeet so groot dat Johannes homself nie eens waardig geag het om een van die nederigste take te verrig, naamlik om sy skoene los te maak. Ons lees in Markus 1 vers 7 die 83 vertaling. Hy het gepreek en gesê: "Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie." Ons sien dat Johannes, soortgelyk aan die profeet Elia, hom nie geklee het in 'n lang kleed, soos wat die tradisie onder geestelike leiers van daardie tyd was nie. Hy wou 'n sigbare onderskeid tussen hom en hierdie geestelike leiers tref. Hierdie leiers wie se lang klere 'n teken was van hulle hoogmoed en selfbewustheid en bewusmaking van hulle posisies. Elia was geklee in velklere met 'n velgordel om sy middel. Dit lees ons in 2 Konings 1 vers 8. En Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe. Dit alles Markus 1 vers 6. Johannes se kleredrag was net so opvallend anders as die boodskap wat hy gebring het. Is die geskiedenis miskien besig om homself na meer as 2000 jaar te herhaal? Jy sien, in hierdie tyd en era word Christus se koms weer verkondig, hierdie keer egter sy wederkoms. Maar nes die geestelike leiers van daardie tyd is meeste van die hedendaagse geestelike leiers so ingestel na hulle sigbare voorkoms. Blinkende horlosies, die grootste en blinkste kerkgeboue, beste klankstelsels, gemaklike stoele, en so kan ons aangaan. Is dit dalk so dat die ware boodskap deur hierdie glitz en glamour oorheers word, en dat die meeste sogenaamde geestelike leiers maar net doen wat hulle aansien onder die mense verhoog? Het ons die bring van die blye boodskap in die oog verloor, terwille van aansien? Is ek en jy so vasgevang in hierdie hedendaagse manier van dinge doen, dat ons eenvoudig maar net die stroom volg en dood eenvoudig dieselfde lyk as die volgende persoon wat hom of haarself 'n gelowige of 'n Christen noem? Is ek en jy bereid om af te sien van ons aansien in die gemeenskap en ons hoogmoed, om onsself nederig te ag en onsself in geestelike vel en bokhaarklere te kleed, om anders te lyk, sodat ons sigbaar kan wees as verteenwoordigers van Christus, met een doel voor oë, naamlik die verkondiging van die evangelie aan almal, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wat nader is as ooit tevore. Is jy bereid om gesien te word, omdat jy anders is? Omdat jy die boodskap op 'n ander, nederige, onselfsugtige wyse aan die bring wat dit nodig het? Is jy geklee in 'n lang kleed van aansien en hoogmoed? Of is jy geklee in 'n kleed van vel en bokhaar, soos Elia en Johannes van ouds? Christus homself was 'n toonbeeld van nederigheid. En daarom wil ek afsluit met die volgende teksgedeelte uit Romeine 13 vers 14, die Nuwe Lewende Vertaling. Nee, soos 'n mens jou klere aantrek, moet julle die Here Jesus Christus aantrek en nie toegee aan die begeertes van julle sondige natuur nie.